Baie welkom hier in Witbank, hier in 'n vergadering van Vader Jahwe. En ek loof en prys hom vir die geroepenis wat sy stem gehoor het en wat vanmôre hier saam bondel. Mag hierdie woord wat vandag hier uitgaan vir u tot groot seën wees. Maar daar is ook 'n behoefte in my hart om vir u te sê dat u hierdie woord tussen u hande moet neem. Die rede daarvoor is dat die volk hier buite is vasgevang. Vasgevang in multikulturalisme, alles binne in 'n godsdienstigheid vasgevang wat Vader verloon en so meer. En dis nie my werk alleen nie. Ek sal my werk doen, maar gaan vir my baie lekker en opgewonde wees om daaraan te dink dat daar is nog manne, nog vroue, hierdie wat regop staan, wat platvoet is, wat Vader se woord rond kan praat, wat uithardloop hier na buite en onbevrees die profetiese vuur aan die brand sal steek. Kom ons vat dan hierdie lering vandag saam. Dit is bedoel om jou te bemagtig, om jou te bekragtig, en dit is bedoel om jou te lei, om presies te verstaan, as jy dan die buitekant gaan, wat gaan jy ondervind? Hoe lyk die volk? Hoe redeneer sy? Hoe praat sy? En so meer. Daarom is die tema vanmôre die genade wat Vader haat. So daar's 'n genade hier in die rondheid en wat jy beoefen word, wat deur Vader gehaat word. Nou ons gaan 'n bietjie daarna kyk. Ek weet dit is 'n baie en aardige tema, maar luister mooi. Waaroor gaan hierdie lering vanmôre? Ons wil graag vanmôre die leer van die Nikolaïte binne in die boervolk ontbloot. Ons wil graag vir hierdie kosbare volk loop sê wat het met haar gebeur, hoe dit gebeur, en wie is in beheer van haar glo en so meer, sodat sy 'n bietjie kan na binnekant kyk en besluite te kan neem. Want soos ons vroeër vir u verduidelik het, die derde stand is nie 'n afgegradeerde stand nie. Die derde stand is juis die wat by mekaar kom om die wat die onreg oor hulle in stand hou om ver te werp. Nou as die wêreld nou nie hiervan hou nie, is dit hulle probleem. Maar ek prys Vader regtig vanmôre vir die derde stand wat onder die boervolk begin opkom. Dit kan nie meer gestuit word nie, so 'n bietjie te laat. Nou ek gaan so 'n bietjie sekulêre taal gebruik. Die boervolk in die kerk is in die moeilikheid. Kan ek dit weer herhaal? Die boervolk in die kerk is in die moeilikheid. Om die waarheid te sê, sy's in 'n diep krisis. Nou ons gaan dit gou-gou so 'n bietjie uitmekaar uithaal. Ons leef in 'n tyd waar die kerk die grootste verleier op aarde geword het. Daar sê, nou hoe weet ons dit? Die Openbaringsboek sê en al die konings van die wêreld het dronk geword van die wyn van haar hoerery. Nou ons weet nou vanmôre, die groot hoer en haar baie dogters, is dit reg? En hulle drink almal uit die wyn of van die wyn van haar hoerery. Nou ons gaan so 'n bietjie daaroor praat. Nou ons moet eers praat oor die leer van die Nikolaïte. Nou, hy staan 2 keer in die Bybel geskrywe en ons moet nou nie ons baie steur aan wie hy was. Nikolaus, hy was deel van die 7 diakens van Handelinge wat sy eie pad gevat het. Maar kom ons kyk wat was die impak van sy leringe daarna, en dan sal jy presies sien, dit is die plek waar die boervolk sit. Net daar. Kom ons kyk. Lees gou saam my Openbaring 2:15. Bly gou die kant toe. Hy's maklik. Hy's net na Genesis, Openbaring. Dan sê hy, bly gou na Openbaring 2 in die 15de versie. Nou moet jy mooi luister wat hier verkondig word. Ons sê dit ronduit dat almal kan verstaan, die wat 'n boervolker is, ergens in die uiteindes en die verre eindes van hierdie landsgrense,
en binne in die landsgrense hoor wat sê Vader se woord. So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte wat ek haat. Dis hy. So het jy baie mense, hier's baie boervolkers wat vashou aan die leer van die Nikolaïte, maar hoor mooi, Vader sê, ek haat jou vashouery. Dis die kort en die lank hiervan. Die naam Nikolaït beteken in Grieks Nikan, wat oorwin beteken, en Laos, wat volk beteken. Nou weet ons dadelik wat het gebeur. Die leer van die Nikolaïte is om die volk te oorwin. Nou, want ons praat bietjie vanmôre van mekaar en dan sê ons, al die ouens van lankal af tot nou toe het pogings aangewend en instituties op die been gebring en dit was alles bedoel gewees om te wat? Om die volk te oorwin. Dis die leer van die Nikolaïte. En wat sê Vader nou weer daarvan in Openbaring 2:15? Ek haat dit. Is ons bly dat Vader hierdie ding haat. Maar dan beteken dit, hy het die boervolk lief wat nog daar vashou. En dit is jou en in my werk om in hierdie tyd die storieetjies te los en te gaan vertel vir hierdie boervolker wat jy voor omgee, dat die goed wat jy by betrokke is, weet jy dat Vader haat dit waar jy vashou. Dis ons werk. Moenie vir hom 'n teologiese kursus aanbied nie. Sê net vir hom, wie is hierdie ouens en hoekom? Gee my net 'n goeie rede, hoekom hou jy hier vas? Want jy hou vas aan 'n ding wat Vader haat. Dis die passie waarmee ons moet loop werk. Ons ken nie al die teksverse nie, ek ook nie. Maar een ding weet ek in my hart van môre, dat as jy vashou aan 'n ding wat Vader haat, is jy in die moeilikheid. En dit moet reggemaak word. Dit dui op 'n gesagstruktuur. Die leer van die Nikolaïte dui op 'n gesagstruktuur. Nou lees ek in Openbaring 13, wie kan teen die dier oorlog voer? Hierdie godsdienstding op die planeet is massief. Al die konings van die aarde, met al hulle mag en hulle rykdom, het deel geword van die groot hoer van Babylon. En hulle leef die leer van die Nikolaïte uit. Hulle oorwin volke. Reg? Nou hierdie is 'n manier van 'n ding, en wie kan hierdie ding oorlog voer? Die derde stand, hierdie ouens wat opstaan in die midde van hierdie toestand. Dit is hulle wat Vader se stem hoor. Is hulle wat in weerstand kom teen die leer van die Nikolaïte. Hulle is die eerstelinge wat gelos het wat Vader haat. Kan ek 'n halleluja kry? U sit dan nou vanmôre hier by my en u is 'n getuienis daarvan dat jy begin los wat Vader haat. Nou kom ons kry dit 'n momentum. Kom ons laat dit juig. Kom ons stap aan. Hulle het 'n geestelike elite gevorm. Die manne met die agterste voorboortjies en die manne met die manelle. Dis 'n geestelike elite. Reg? En wat het die geestelike elite in gedagte? Om oor gelowiges te heers. En hulle het dit fyntjies gedoen. Kyk, daar's net twee paaie. Een gaan hemel toe, een gaan hel toe. En al die predikante en al die pastore reg rondom die planeet preek so, of jy gaan hemel toe of jy gaan hel toe. Dit reg.
So as jy nie doen wat die kerk sê nie, dan gaan jy hel toe. Okay. Ek wil nie daaroor stories vertel nie, maar ek sal dit ander dag doen. Die leer van die Nikolaïte is vanmôre vars in die boervolk. Dit het nie oud geword nie. Al het hy in Handelinge 5 se tyd gelewe, die leer van die Nikolaïte is vars vanmôre in die boervolk. Sy hou vas daaraan. Ek kan maar gaan kyk. Maar weet sy aan wat sy vashou? Intussen het hulle oulik geword. Hulle het baie baadjies begin dra. Kom ek verduidelik. Jy kry 'n katholieke baadjie en 'n methodiste baadjie en 3000 ander baadjies en hervormde baadjies, NG baadjies, dopper baadjies, apostoliese baadjies, happy clappy baadjies, baptiste baadjies. Maar almal leer hierdie volk om aan die leer van die Nikolaïte vas te hou. En dit wys vir ons iets uit, dat al die konings van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery. Sien jy die prentjie? Maar word nie saam mee opgewonde nie, wanneer hierdie hele ding byna volkome ingestel is hier 'n bondel wat sê fotsak. Is dit 'n lelike woordjie? Is 'n mooi woord, jy weet, tot 'n hond verstaan hom. So wat sê ons vanmôre vir die stelsel? Fotsak. Hoekom sê ons dit? Want Vader het ons geroep om so te sê. So ons kry klaar met hierdie poeierkwas bedryf en ons sê vir hierdie stelsel, ons hou nie aan jou vas nie. Ons ken jou, ons weet wie's jy, ons weet wat het jy aan hierdie volk en jy weet wat het in ons kinders gedoen, ons weet wat jy met ons nageslag se toekoms aangerig het, ons weet wie's jy. En ons sê vanmôre vir jou, ons haat jou soos wat Vader jou haat. Ons moet hierdie klas van goed duidelik beginne sê. Wat word in die algemene Christelike kerk verkondig? Ag, jy weet, ons kom almal daarvan af, ek ook. Maar hoor nou mooi, wat word daar verkondig? Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En moenie jy besluit wie is die naaste nie, ons sal vir jou sê wie is jou naaste. Ons het daar, dis die leer van die Nikolaïte. Vader sê, haat dit. Dit beteken hierdie volk moet gekielie word, of geskok word, of begelei word, of getrek word, om te verstaan, sy moet los aan 'n ding wat Vader haat. Sê my net gou vanmôre, wat maak Vader met 'n ding wat hy haat? Laat hy hom bly leef. Ek sien niks in die skrifte daarvan nie. Hy gaan verpletter word. Daar's hy. En ons moet by hierdie wonderoomblik bly. Maar wat word verkondig in die algemene Christelike kerk? Jy kan hom nou net baadjie, net soos jy wil. Maar hoor wat sê hulle. En ek gebruik nou die ou taal, moet nou nie weer gaan skinder daar buite nie. Ek wil hom sê soos dit daar buite gesê word. Is dit reg? So, jy kan God dien en jou eie vlees behaag. Die ouderling bel die dominee, hy sê, ek kan nie môre, ek kan nie diens toe kom nie, ons gisteraand 'n partytjie gehad, wat skrik vir niks, en ek het nou al die bloekomblare al gekou, wat ek in die hande kon kry, maar hierdie brandewyn bly praat, verskoon my asseblief. Okay. Jy kan God dien en jou vlees behaag. Jy kan Christus volg en die wêreld lief hê. Daar's nog enetjie. Genade is 'n perfekte kompromie.
Jy moet genade oor jou vyande uitroep. Maar dis die plek waar ons groot geword het, dis die plek waar ons die psalms en die gesange gesing het. Dis die plek waar ons by die predikant se lip gehang het en gesê hy's 'n man van die Here. Terwyl hulle die leer van die Nikolaïte gevestig het binne in hierdie hart van hierdie boervolk. Wil jy nou hê ek moet bietjie saggies wees met hierdie toestand? Nee, ek voel verraai. Net soos wat u daar sit vanmôre en verraai voel, soos u wat daar sit en na hierdie materiaal kyk, u voel verraai vanmôre. Maar moenie op 'n hoopie gaan loop sit nie. Jy is die derde stand wat tot ontwikkeling gebring is. Dis jy wat moet opstaan. Dit is jy wat 'n getuienis moet dra dat jy hang nie meer aan die leer van die Nikolaïte nie. Wat 'n wonderlike getuienis. As jy klaar die bakstene in die muur getel het, kyk weer 'n slag vir my. Ek wil jy nie vermoei nie. Ek wil jy graag op die voete kry. Ek wil graag hê jy met Vader Jahwe se soldate word, mans en vrouens. Wat skitter en blom, hulle is vol lig en krag in hierdie tyd. Sonder tierlantynkies. Nou kom. Wanneer mense sê genade is 'n dekking vir kompromie, dan bedoel hulle dat Vader se genade kan sondige gedrag verskoon. Vader se genade kan sondige gedrag verskoon. Ek lees dit nêrens in die skrif nie. Ag man, die Here se genade is goed genoeg. Hulle misbruik Vader om 'n sondige lewe te laat aanhou. Want wat doen dit? Die ou sê nou maar goed. Nou kan ek kan nou maar so sypel daar van die nageslag nie 'n druppel oorblou nie, sy genade is goed genoeg. Ek kan rook dat die bissies beere, dat daar nikotienkolle in my sokkies is, maar sy genade is goed genoeg. Die leer van die Nikolaïte het hierdie kosbare volk geroof van die juwele van Vader Jahwe. Ons kan nie langer so aanhou nie. Dan is daar nog een. Die genade is goed genoeg. Ek hoef nie te verander nie. Die genade is goed genoeg. Dis die leer van die Nikolaïte. En die volk hou vas aan hierdie ding. Daar's geestelike laksheid. Nou, ek weet ek is nou weer op 'n dun ysie, maar luister mooi, wat sê hy? Hy sê, ek is onder die genade, ek hoef die wet nie meer te onderhou nie. Ek is onder die genade. Met ander woorde, jy kan die derde gebod lekker oortree. Jy mag sy naam nie uitelik gebruik nie, maar dit was 'n glips geweest, maar ek is daarom onder die genade. Jy sien wat het die Nikolaïtiese leer aangevang? Hulle het die volk nie net met haar identiteit oorwin nie, hulle het ook haar geestelike ingesteldheid oorwin. Hulle het dit verander. Sy kan nie meer 'n onderskeid maak nie. Want dit is nie nodig om 'n onderskeid te maak nie, want die genade is goed genoeg. Nou, wat van die wêreldse invloede? Wat verkondig hulle in die Christelike kerk? God verstaan my situasie. Mooi, nee. Hy verstaan my situasie. Hy verstaan ek moet maar met die wêreldkultuur saamloop, want wat kan ek nou daaraan doen? So ver sien ek almal stem met my saam. En die vraag in my hart is u baie bly
dat u vanmôre onder die leer van die Nikolaïte uit is. Kan ek dit hoor? Ja, prys sy kosbare naam. Wat sê Vader van al hierdie dinge wat ons nou net behandel het? Ek haat dit. Ek haat dit. Ons het groot werk om te doen, liefdeswerk, oorwinningswerk. Want met hierdie werk wat ons nou gaan begin doen, kan jy nie verloor nie. Want jy werk saam met Vader teen dit wat hy haat. Wat 'n wonderlike plek om by te wees. Die Nikolaïte het 'n vervormde genadeleer verkondig, een wat onsedelikheid en afgoderry regverdig. Ek gaan dit nie in detail behandel nie. Ek gaan nie, want u ken dit. Want u is losgemaak daarvan. Maar weet jy wat vir my hartseer? Daar loop pragtige volk hier buite, wat nie soos u losgemaak is nie. Sê my, gaan ons werk begin doen? Moenie vir mense gaan preek nie. Gaan wys vir hom aan wat hou hy vas. En gaan wys vir hom dat dit wat hy aan vashou, Vader, Jahwe, haat dit wat hy aan vashou. So hy het 'n keuse om te maak. Ons lees in Openbaring 2:14 'n baie interessante ding. Dis nou vir die gemeente van Pergamus. In Openbaring 2 vers 14. Maar ek het enkele dinge teen jou. Kom ons wikkel hom gou-gou. Ek het enkele dinge teen jou. Nou hoor jy, hoor. Vader praat met sy volk. Hy praat nie met jou nie. Hy sê ek het 'n paar goedjies teen jou. Nou kom ons kyk wat sê hy. Dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Biljam, wat Balak geleer het om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. Vader sê, luister, julle wat nou uitgeroep is, ek het 'n paar enkele dinge teen jou, dat daar by jou, die is wat aan hierdie goed vashou. Dadelik is ek ontsteld in my hart, want dit beteken ek het nog nie genoeg gewerk nie, ek het nog nie lief genoeg gaan hê na die buitekant en sê, luister, ek kom nie jou kerk aanval nie, ek kom nie jou geloof aanval, ek kom net vir jou wys, waar jou geloof het jou geleer om aan iets vas te hou, wat Vader Jahwe haat, kom sit daar nie vrees in jou hart. Hier's 'n man op die bakkiesblad wat vir my 'n briefie geskryf het. Hy sê ek is 'n satanis. Toe skryf ek vir hom terug. Baie dankie. Jy is beslis op die regte plek aangeraak gewees. Want as hy nie aangeraak was nie, sou hy nie so gereageer het nie. So ek is nie ontsteld nie. Ek is nie 'n satanis nie. Nou sê, maar om afgodsoffers te eet. Nou kom ons praat net gou oor afgodsoffers te eet. Nou die meeste van ons weet nie hoe lyk 'n afgodsoffer nie. Is dit 'n teebeen, gebakte aardappels, 'n koolkop, wat is dit? Ons weet nie wat is 'n afgodsoffer nie. Is dit nie waar nie? Ons lees in die skrif, maar ons weet nie eintlik wat sê die skrif daaroor nie. Kom ek verduidelik vir u. Afgodsoffer simboliseer deelname aan 'n vals verbond. Dis 'n afgodsoffer. Deelname aan 'n vals verbond is
eet van 'n afgodsoffer. Nou wil nou vandag vir jou sê, hierdie leiers, hierdie Nikolaïte binne of bo oor hierdie volk, het hierdie volk geleer om wat te doen? Om 'n vals verbond op te rig. So die hele besigheid is besig met die eet van afgodsoffers. Ag, jy kan lekker met my daaroor verskil, is goed. Skryf 'n brief aan huisgenoot daaroor as jy wil. Maar Vader haat dit. Kan jy dit nie hoor nie? Halleluja. Hy haat dit. Dis hy. Nou, wat doen hulle met die vals verbond? Hulle meng in met wêreldse en demoniese stelsel wat Vader Jahwe se heiligheid ondermyn. Dis wat 'n vals verbond doen. So ons moet baie versigtig wees. By wat is ons betrokke? Ons moet baie versigtig wees. Want ons kan dalk net by 'n valse verbond betrokke wees. Ek glimlag oor die politieke sirkus wat nou sy daar aan die gang is. En ek sien en dat hulle maak vir mekaar die byle skerp en hulle maak die spiese skerp en hulle verraai mekaar om elke hoek. En dan het jy hier 'n verdeling tussen Afrikaners en Afrikaners. Daar's nou goeie Afrikaners en slegte Afrikaners en ek lag in my hart. Ek sê prys sy kosbare naam, die boervolk begin eenkant staan weg van hierdie sirkus af, prys sy kosbare naam. Nou goed. Nou, waarom is dit so gevaarlik? Waarom is die leer van die Nikolaïte so gevaarlik? Ag, ek is so jammer, ek vermoei vanmôre. Maar ek wil net vir u mooi wys, hoe kosbaar kan jy buitekant gaan bedien, sonder om 'n graad te gaan verwerf by Stellenbosch. Gaan leer liewers by die Braambos. Praat met Vader en sy woord en jy en sy volk waarheen hy jou stuur. Dan gaan werk jy daar. Daar's hy. Gaan vertel bietjie vir hierdie volk dat die goed wat sy doen, Vader haat dit, maar dit is nie haar skuld nie. Die leer van die Nikolaïte het met die vreemde genade alles goedgekeur. Gaan leer hulle dit. Hulle kan later dieper insak as hulle wil. Waarom is dit so gevaarlik? Dit verdoof die gewete. Jy weet jy daai ding sê, maar die genade is goed genoeg. Dan hou jou gewete op werk. Jy weet mos daai stemmetjie wat vir jou sê, luister, hierdie ding wat jy nou beplan, moeilikheid. Daai stemmetjie is uitgeprop, hy praat nie meer nie. Hoekom? Want die genade is goed genoeg. Kom ons kyk dan nog een. Dit verontheilig die genade. Dit verontheilig die genade. Hoe doen hulle dit? Genade het 'n lisensie geword vir losbandigheid. Mensies, is julle bewus van hoe ver losbandigheid pos gevat het as gevolg van die verkeerde genade wat verkondig is? Is jy bewus daarvan? Jy moet 'n bietjie besoeke gaan aflê. Gaan 'n bietjie na hierdie rehabilitasiesentrums toe. Dan gaan kyk jy daar. En daar is natuurlik middeljarige mense daar, seker ou mense ook, maar 80% van die wat daar sit is jong mense. Hulle het sy gewete verdoof en hy het hom oorgegee aan hierdie goed. Ek hoor Vader sê, ek haat dit. En dit beteken dat jy en ek moet vanmôre 'n vars keuse maak. Ons gaan met Vader uit buite toe
om hierdie volk te gaan waarsku dat dit waaraan sy vashou word deur Vader Jahwe gehaat. Dis ons werk. Goed. Dit verlei die volk tot kompromie. Nou, u moet nou nie vir my so snaaks kyk nie. Die kerk het in 1994, ek gee nou nie om wat 'n baadjie hulle nou, hulle het almal verskillende baadjies, maar hulle dien dieselfde ding. Die kerk het na die aanloop na die 94 referendum toe hierdie volk geleer om in 'n kompromie in te gaan. Sy moet deel word van 'n ding wat Vader sê, ek haat dit. Nou, die haat is duidelik vandag. Ons is nie meer 'n volk nie, ons het nie 'n identiteit nie, ons het nie 'n land nie, ons het nie 'n grond nie, ons kinders se toekoms is in sy kanonnen en so meer. Hoekom? Want die algemene Christelike kerk het ons geleer om 'n kompromie aan te gaan. Met ander woorde, 'n vals verbond aan te gaan. Gemeentes begin vreemde kulture verdra. Ek lag so in die week. Is die manne so kwaad vir hulle kerk. Want hulle het 'n moslim daar in die groot kerk in Kaapstad op daai heilige hout gesit daarbo. En ek glimlag so in my kies. En sê, waaroor is jy kwaad? Jy het lank al in die kompromie gegaan, sodat dit moontlik kan wees. Vir wie is jy nou eintlik kwaad? Jy sien, die misleiding van die leer van die Nikolaïte het hierdie volk op so 'n slie manier gebind aan valse kompromieë, dis net nie waar nie. Maar weet sy dit? As sy onder die leer van die Nikolaïte sit, sê vir my vanmôre, is sy bewus sy sit by die verkeerde ding? Nee. Maar u weet dit vanmôre. Hy gaan nie daarvan hou nie. Sy gaan nie daarvan hou nie. Die gryskop gaan nie daarvan hou nie. Ouma Grootjie gaan nie daarvan hou nie. Die jong manne gaan hulle skouertjies vierkantig maak en die jong galtjies gaan hulle op hulle tweetjies rondtrippel oor die goed wat jy sê. Maar ek sê vanmôre vir u, julle moet die getuies wees van hierdie woord. Wat is Vader Jahwe se reaksie oor al die goed? Ek sluit af. Wat is Vader Jahwe se reaksie oor al die goed? Hy sê nie net ek verwerp dit nie, hy sê ek haat dit. Ek wonder of ons die impak hiervan verstaan. Wat gebeur met 'n ding wat Vader haat? Hy weg, hoor. Weg. Jy hoor nie wat ek sê nie. Hierdie ding hier buite, Vader haat hom. Wat gaan met hom gebeur? Hy gaan vernietig word so seker as wat die son skyn. Maar wat is nodig? Die derde stand, hierdie ouens wat Vader uitgeroep het om eenkant te staan, hy moet hulle besig vind in die wingerd. Wie is die wingerd? Sy volk. Is ons regtig besig? Of is ons net lidmate wat elke Sondag gou diens toe gaan? Jy moet besluit. Nou hier kom die kwessie van die naaste liefde. Ons naastes is verlei, verneek, bedrieg. Ons weet dit. Wat doen ons daaraan? Wat doen ons daaraan? Ja, maar ek ken nie die Bybel soos jy nie. Hier is ouens in hierdie gemeente wat die Bybel beter ken as ek. Wat wil jy daarmee maak? Gaan sê vir 'n volk, punt vir punt, waar hulle is en dat hierdie goed wat hulle mee besig is, hierdie teksversie sê, ek haat dit, sê Vader Jahwe. Ons moet gaan en dit doen. Vader sê in Openbaring 2 vers 16, Vader sê, bekeer jou wat van die leer van die Nikolaïte.
Nie waar nie? Daar sê, maar hoor, wat sê die 16de versie? Bekeer jou, anders kom ek gou en sal oorlog voer teen hulle met die swaard van my mond. Wat is die swaard van sy mond? Dit is die woord. Die waarheid wat skei tussen waarheid en leuen, tussen duisternis en lig, tussen heiligheid en kompromie. Maar nou is dit interessant dat ons vanmôre hier by mekaar sit, want Vader se woord het ons losgesny van valse kompromieë. Het hy? Praat bietjie saam. Dis waarom hy vanmôre dan hier sit. Hy het u losgesny vir hom. Wat 'n wonderlike voorreg. Wat 'n wonder. Hy kan jou net sowel op die ashoop gelos het, maar hy het nie. Hoekom? Want hy het vertroue in wat hy in jou geskep het. En hoe gaan jy dit aanwend tot eer van sy naam? Hoe gaan jy dit doen? Nou, wat moet ons doen? Ons moet vertel dat die genade is verdraai. Ons moet vertel die genade, ons moet vir hulle heiligheid verduidelik. En ons moet vir hulle sê, heiligheid is vervang met 'n algemene Christelikheid. Wat 'n verskriklike toestand. Maar weet hulle dit? Nee. Ons het groot werk om te doen. Liefdeswerk. Wat moet ons doen? Ons verwerp dit met 'n passie van môre. Die leer van die Nikolaiete. Ons verwerp hierdie vals verbonde. Ons verwerp hierdie kompromieë. Ons verwerp hierdie verskriklike verdraaiing van Vader se genade. Ons verwerp dit. Ons verwerp nie ons eie mense nie. Ons verwerp die gedierte wat hulle in gevangenskap hou. Ons verwerp dit. Ons roep soos klaagliedere 5 vers 21. Klaagliedere 5:21 sê vir my so iets moois, dis Jeremia aan die woord. Hy sê, bekeer ons tot U, Vader Jahwe, dan sal ons bekeer. Nou hier sit die eerstelinge. Vader het ons tot hom bekeer. Of wil jy dit ontken vanmôre? Sê vir my vanmôre, het hy jou tot hom bekeer? Ja of nee? Hoor nou mooi, bekeer beteken 180 grade. Is dit reg? Ja. Het jy omgedraai, terug na Vader toe? Halleluja. Nou maar dit is wat hy dan hier sê. Bekeer u, bekeer ons tot u, Vader Jahwe, dan sal ons bekeer. Ons is mos nou met daardie ding besig, is dit nie waar nie? Nou maar, hoe lyk julle vanmôre vir my soos die grafsteensangers? Hoekom is daar nie 'n bietjie blydskap op die gesigte nie? Kan ek 'n applous vir die koning kry? Tjoe, dis 'n groot werk hierdie. Herstel die dae van die voortyd, die dae van reinheid, waarheid en toewyding. Dis vir my die mooiste mooi hierdie. Hierdie bekering van Vader terug na hom toe word wat? Reinheid genoem. Want onreinheid is nie by hom nie. Reinheid is daar. Waarheid is daar. En toewyding is daar. Hierdie drie. En dit is die passie van die oomblik. Maar dit is ook 'n profetiese oproep. Toe ons jong kannetjies was, hier in ons laaste skooljaar, het ons briewe van die weermag afgekry. En toe is ons opgeroep vir militêre diens. En was ons bekke nie lekker dik nie.
Maar as ek dit ooit in my lewe moet oordoen, of as ek my lewe moet oordoen, sal ek dit weer so wou gehad het. Wat 'n wonderlike tyd. Want ek sê nou vir jou, die daktyls het saam met ons in Potch aangekom. 3 dae later was al die daktyls ergens op 'n ashoop. En almal was kaalkoppe. Almal dieselfde oorpakke, dieselfde gordels, dieselfde kepse gedra. En almal het gespring as die korporaal gepraat het. Of jy nou 'n daktyl of 'n boerseun was. Jy is geleer om onder bevel te reageer. Dis wat in hierdie tyd kom. Ons moet word soos Vader se soldate, sonder kompromie, man. Maar doelgerig om te verstaan dat hy ons afgesonder het om in die wingerd te gaan werk. Nou kom ons kyk gou na die ding ten slotte. Die gelykenis gaan, en die man het 'n wingerd gehad. En vroegoggend het hy 'n klompie ouens gehuur en gesê, gaan werk in my wingerd. Maar net hier voor middagete staan daar 'n klomp ouens en sê, hoekom staan julle hier? Gaan werk in my wingerd. Maar so 'n halfuur voor China-tyd. Sê nou, julle wat hier rond staan? Nee, ons het nie werk nie. Sy gaan werk in my wingerd. Nou, aan die einde van die dag, die arbeiders se loon betaal word. Nou, die ouens wat 'n halfuur gewerk het, kry net soveel as die ouens wat die heel dag gespit het. Blaas hulle kieste op. Dat reg. Ja, want dis onregverdig. Vader sê, waaroor hang jou kop? Ek sal betaal soos wat ek wil. So van ons is 50 jaar op die waarheidspad, van ons is 30 jaar, van ons is 20 jaar, van ons 10 jaar, party is 'n jaar daar, party is 2 weke daar, maar weet julle wat? Ons gaan almal dieselfde loon kry, prys sy naam. Wat is die loon? Ons gaan gekroon word met heerlikheid en reinheid. Dis die loon. Gaan werk in die wingerd. Ons moet die plek toemaak, ons moet 'n groot plek kry, die volk moet huis toe kom. Nie om godsdienst te kom hou nie, maar om Vader te loof vir hierdie wonder. Vat hierdie in huis toe. Die leer van die Nikolaïte is nie net teologiese verleiding nie, dit is geestelike kanker. En as jy dit verstaan, dan weet jy hoe haastig moet jy maak. Dit is 'n geestelike kanker. En weet jy wat die ergste? Die gryskoppe en jou moeders en die jong mense en die middeljariges wat daar sit, weet nie, hulle sit met 'n geestelike kanker nie. So wat gaan ons daaromtrent doen? Ons gaan werk in die wingerd. Want ons ken ons loon. Vader Jahwe roep ons vandag. Hy sê, julle wat ek uitgeroep het uit Babylon, gaan roep my volk soos ek julle geroep het. Gaan roep hulle. Ons sal antwoord. Dankie Vader, ons sal, want daarmee gaan hy ons vernuwe soos in die voortyd. Ek dank U.